Julle welkom by Vaskap, ronde 2 hier by Misverstand. Laasweek, vir julle is dit laasweek, vir ons is dit gister, het ons 'n klomp mooi visies gevang, so deur die loop van die dag, niks groots gevang nie. Maar ons het agtergekom toe ons die mieliepytjies gooi, toe vang ons bietjie beter visies, bietjie groter aasies, bietjie beter visies, en daai bodemaasies. Ja. Maar jy het met die bloekommielies geëngel. Bloekom en die turbo garlic, ja. Okay, ek het die Kiana mielies gevat. Vandag gaan ek bietjie bloutrein in die Kiana gooi. En die doel is om bietjie te kyk of ons bietjie groter vis kan vang. En gewoonlik as ons sê ons wil groter vis vang, dan trek die kleuterskool in. So, maar as vis vang, ons daag hier op, niks voer in die water nie. Al het ons gister die gehengel. Hier so baie vis op hierdie plek. Daar waar ons gister gehengel is daar nou niks oor nie. Ja. Ons wou 'n bietjie particle mix ingooi. Daarteen besluit. Want ons wil opdag soos wat julle opdag. Ons gaan dalk deur die dag so 'n bietjie particle mix gooi en dalk later 'n haarstroppie insit net om te kyk of ons jy beter visie kan vang nie. Kom hengel lekker saam. Ons gaan bietjie later vanmiddag gaan ons by 'n hengelwinkel 'n draai maak. As ons hier klaar gehengel het, ons gaan dit vir julle wys. Een van ons borge Awesome Baits and Tackle. So as julle hier toe kom, ons produkte gaan ook daar by hulle beskikbaar wees, maar hulle het 'n klomp ander goeders en ons gaan vanmiddag van kamera af bietjie saam met hulle kyk of ons kan elwe en leervisse vang. Maar kom kyk lekker saam, kom ons vang 'n varswatervis. Ek het in die vorige program het ek ook met die Dazzled gehengel. Nou ek het nou Dazzled hierso op en gaan so 2 lekker vet druppels opsit en dan saam met dit waar sy hierso gaan ek so klein bietjie wiskunde opsit vir die winderigheid en vir 'n bietjie fluoresien. Ons het gister gesien dit trek die visies bietjie in. Daar is hy. Daai 2 goed saam honk lekker. Daar is 'n bloutrein mieliepit wat ek ook net so geknip het. As ek 'n klein visie met hom vang. Volgende een is 'n heelpit. Kom ons kry hom in die water. Ons gooi hom teen die ander kant. Ek gaan hierdie stok daai kant moet sit. Want die wind het daai ouetjie nou so 'n bietjie gegryp. Kom ons sit om daai kant. En dan skuif ons hierdie aan hierdie kant toe. So. My eerste stok is nou gelaai, soos julle sal sien hierso. Die een hoekie het net 1 fluitjie en die ander een het 2. Ek wil daar kyk as daai eenetjie bietjie laer lê en die ander eenetjie met die 2 fluits laat hy hom bietjie optel. Ek wil gesien as ons aan die heel aan die ander kant gegooi het met die vorige program, was daar so 'n bietjie silt, so ek wil kyk of ek daai asie uit die silt kan uitken of ons dalk 'n groter vis kry met die 2 fluits. En dis daai sagte Spitfire oozing fluits. En dan natuurlik die stilte Ahmed. Ek het agtergekom hoe harder ek hom gegooi het, hoe vinniger het hulle gebyt. So ek gaan hom sommer van die begin af met hierdie wind genoeg gee. En dan saam met hom boom chakalaka. Om ook sommer genoeg gee. Oef, en daai 2 saam ruik vreeslik lekker. My tweede stok is reg om in te gaan en ek het besluit om bietjie iets anders te doen as gister. Ou tradisionele Kiana en paint, daai oranje wat jy so opsit, as jou paintie so lykie. En as hy nie droog word op die bol nie, dan is dit die paintie, dan sit 'n namaaksel. En Kiana, the one and only. As hy nie 'n groot vis vang nie, sit ons bietjie Dazzled by hom. Maar kom ons kry hom in die Valdam, oral waar ons gaan in Suid-Afrika vang ons bietjie groter vis. As ons hierdie kombinasie insit, so kom ons kyk of dit in die Weskaap ook werk. Hierdie een gaan net so 3/4 oor. My tweede stok is reg om in te gaan. Met die vorige program het ons agtergekom, die pitte het ook lekker gewerk, 'n bodemasie. Ek het daai wynot pitte wat die bloekompytjies is gevat, 2 puntjies afgeknip. Maar toe nog gekom ek sit saam met die eenetjie, net een van daai Spitfire oozing fluitjies by, soos 'n pit, saam met een van daai oozing fluitjies. En dan gaan ek een van my gunstelinge aardtoekai opspuit. En dan net vir die wis en die onwis peppermint crisp
Ek raak baie lief vir hierdie twee saam. En dan vryf ek hulle so lekker deur mekaar. Baie reuk wat uitkom is groot karp. Vinnige kort railrun gehad en toe stop hy, toe byt hy terug. Sy. Dis beter. Peppermint Crisp R2K, jou lekker ding. Daai enetjie met die twee bloekompytjies en die enetjie wat ek daai Spitfire oozing fluitjie saam met hom, die sagte fluit saamgesit het. Beslis 'n beter vis. Kom ons gaan skep hom en wys hom vir julle. Jy 'n skiplose karpie aan, maar Ek het geen idee wat dit is nie. Ek het nog niks gesien nie. Ek het nog nie daai van daai mooi goue goud gesien nie. as hy so diep beklei voor met daai daai kopstamper, dan weet jy dis 'n baber. En Maar dis lekker van die rivier. jy weet nooit wat jy vang nie. Ja. En wat 'n lekker fight. Ek dink is 'n baber die baber. O, is 'n mooi vis. Mooi baber. Daar's 'n mooi vis. Jo, gaan dan dan. Jos laat ek. Maar my voete nat maak. Dis die lekker ding van die riviering, jy weet nooit wat jy gaan vang nie. Hierdie ene daai bloekompytjies opgetel, albei was binne in die mond gewees. Pragtige gesonde Kaapse baber, my eerste baber in die Kaap. Wat 'n plesier. Wys jou daai bloekompitte vang hier net Kaaps, die hulle vang vet babers ook. Kom ons sit hom terug, kyk of ons nog eene kan vang. Lekker is dit om hulle te vang. Lekker om hulle terug te sit op. Woelige ouetjie daai. Ek julle gaan wys waarmee ons daai groot baber gevang het nou. Ek het daai sagte Spitfire oozing float net so geskienhoek en deurgetrek tot bo. En dan het ek 'n klein pytjie gevat en dan ook net so aan die kant deurgehaak en hom saam opgetrek. Sy. En dan het ek my lekker gaatjie lekker die binne in daai bal ingedruk. Aan die onderste kant enkel pytjie gevat. En dis al sien daar kom 'n harde pytjie in en dan trek ons hom saggies deur, dan sit hy daar. Ek het nou nie daai pytjie gesny nie. Terug in die bal. R2K Peppermint Crisp. Dis 'n lekker stadige optel. En dan laat sakke hom. Ons engel hoog bo in die water. Hy's 'n beter visie. Hallo. Engel hoog bo in die water. En vir die wind laat ek hengel 'n swaar polisman, so ek laat hom lekker laag hang. En dan as hy hom so hoog optel, dan swem hy seker 4-5 meter voordat ons hom kan kap. So hierdie voel karperig. Is nie om babers te vang nie. Ons verkies om karpe te vang. Hier is daai Kiana pytjie. Kom ons gaan af aan onder toe, dan gaan skep ons hom. Ek het nou so iets wat van 'n probleem hier. Maar met die geel double X is dit maklik om uit te sorteer. Hierdie lyn lê nou so, hy lê hoog in die water. So ek gaan nou hier met onder deur gaan. En hierdie in laag hou en dan hom gaan skep af voor. Kom ons gaan. Hier's regtig 'n mooi vis in die lyn. Daai Kiana en Paint het maar net weer sy ding gedoen en maak nie saak waar ons in Suid-Afrika gaan nie. Daai put vang maar net groot vis. Jo, is 'n mooi vis. Ek gaan net hier afklim. My Rapala net as ek hierdie gebruik, dat ek in die water val nie en julle nie vir my lag nie. Dis regtig 'n mooi vis. Hy lyk lank, hy's geel. En hy is lus om te beklei onder die stokse punt.
Baie mense vra vir ons baie keer die hoekies waarmee ons hengel, wat so hoekies is dit? So nommer 2 hoekie, ek hengel met die Veernans en die Daiichis. Sê. So, en veral as ek die pitte hengel, dan hou ek daarvan om met daai hoeke te hengel. Hy is so bietjie groter en as ek hy pytjie knip, dan hak hy lekker. As jy die pitte nie wil knip nie, so in hierdie rivier sal ek maklik met nommer 3 sok hengel. Kyk maar net as jy na die nommer 3's toe gaan, dan gebruik maar 'n 10 pond toe kleintjie in plaas van die 7 pond. Ek gaan hierdie vis gou afhak hier in die water. Dan wys ek julle nou lekker. Jo, lekker. Misverstand dam. Sorted. Kiana paint. Kiana pytjie, halwe pit teruggedruk in die boel, 1 hoekie. Man oh man. Hoe daai ou van die A-team altyd gesê, I love it when a plan comes together. Ons wag 'n bietjie langer vir hulle, maar dis wat ons wil doen. Pragtige vis, kyk hierdie mooi kleure. Kom ons laat hom gaan. Is 'n mannetjieskaap. Nee, is 'n wyfie. Sy het haar nou vererg. Kom ons gaan vang nog eenetjie. Mias loop rond en sy stok is amper van die stand af. Kom ons kyk. Hy kan bly. As ons hom uitkry, dan gaan ek hom net met 'n sinker teruggooi en ek gaan hom niks sê nie, net omdat hy rondloop. Ons moet eintlik vir hom 'n emmer aanhak. Laat hy 'n emmer intrek. So groot visie. Ooh. Klein karpie. Wat is hierdie? Hierdie kameraman van my, laat vir Mias aan die kant sit. Hy dink hy's in charge. Hier's trappe. Ek moet by 'n berg afklim. Wat gaan jy aan? Hey? Wat gaan jy aan? Hey jy, wat gaan jy aan? Ek soek nou vir moeilikheid hierso. As jy so in 'n rivier inloop, gebruik maar die net so voor jou. Want jy wil nie van die rand aftrap nie. Laat jou hoed dryf nie. En hier vang ons. Dis dit tipies wat gebeur as jy rondloop. Iemand anders vang 'n ghostie op jou stok. Nie 'n groot visie, maar kom kyk bietjie hoe mooi is hierdie vis. Nie die grootste vis in die wêreld nie, maar regtig 'n spesiale vis. En as hulle so begin raak, ons noem ons hulle 'n ghost kapie. En hierdie wit, as jy hom in die water sit, glo hy verskriklik mooi. Ek gaan hom hier insit, hierdie net uit die pad uit kry. En hopelik gaan ons hom vir 'n entjie sien as hy wegswem. So kom ek wys vir julle. Swem mooi stadig, daar is hy. Hallo. Good boy. Selle Asie is voorheen. Ek het gou 'n draai gaan loop en toe ek terugkom toe het Lou my vis gesteel. Ek gaan hom nou met teruggooi, dat ek my eie vis kan vang. Daar is die Kiana aan paint. Dat hom weer opgesit. En net vir julle so draai, daar is die pytjie, Kiana pytjie. Hy het nou 'n bietjie langer gelê, maar ek het presies gekry waarvoor ek gesoek het. En dit was 'n beter vis. So ek gaan hom nou net weer so insit, selfde plek gooi. En kyk of ons weer een van daai mooi visse kan vang. Die nadeel van die rivier partymal, as jy heeltyd op dieselfde plek gooi, dan kom hy klein visies en dan eet hulle tot dit. Nou wanneer dit met jou gebeur, gooi hom net bietjie op 'n ander plek. Nie naby daai nie, gooi sommer 'n bietjie kort, bietjie verder. Ten minste 10 meter weg van jou koel af. Dat jy 'n groot vis net kans gee om by die aas uit te kom. Maar kom ons kry hom in. Dan kyk ons wat byt hom hierdie keer. Hierdie stokkie nou net gegooi weer. Vinnige reelrand gehad en toe sak hy so. Voel nou 'n beter visie. Wat sê? Nie 'n monster nie. Maar is hy nie net. Hoi. Wandi. Pateng. Ta-ta-da-da. 2 jong karpies. Weer daai wynot bytjies.
Why not bytjies? Nou sê. Hulle eet hulle nou lekker. Peppermint crisp, aardappeltjie. Man, as ons nou groot is van Niels. Dan gaan ek net nog meer opsit. Sit 3 pitte op. OK. Maak die hoek vol. Ons gaan hulle terugsit en dan kyk ons of ons nog kan kry. Mooi trap, mooi trap. Ek soek vir moeilikheid hier op met my Crocs en hulle is nou nog nat ook. Maar dit bly die beste hengelskoene. Die jongvis is nou in op ons kolle. Because small, we catch him all. Dan sê kom ons kyk. Waar is jy? Ag nee. Ag nee. Ek het vir Nemo gekry hulle. Nemo. O, is een van die swart karpies. Hulle beklei verskriklik lekker. Tatarara, ek wil nie vir jou vang, ek soek jou boetie wat rook, man. Jy mag ek jou aan op te eet. Die hengel hier is so maklik. Want ons sit op hierdie stadium goed aan om die jongvis weg te hou. En as dit nie meer werk nie, gooi net op 'n ander plek. So ek gaan hierdie stok nou heeltemal op 'n ander plek gooi. Want daar sit te veel mieliebom daar op een koel en die jongvis sal net meer en meer en meer raak. Daar sal groter vis ook wees. So die ander opsie is om, as jy happy is om 'n jonges te vang, soos hierdie, dan moet jy net met jou hoeka speel om deur hulle te sif om by die groter vis uit te kom. En om dadelik terugkry, want as jy stok weer inkry, ons het net soveel tyd. Ons het nou 'n paar visies gevang. Ek dink is tyd vir 'n verandering. Iets het net vir my gesê, as ek baie male in 'n rivier of iets gaan hengel, old school, en ek gaan vir my 2 amandelpytjies opsit. Klein pytjies, ek gaan hulle ook nie oopsny nie. Want ek gaan julle wys wat ek met dan gaan doen is, ek gaan hom net saggies so hak. As hy. Bietjie kleiner pytjie uitgesoek nou. En ek gaan hom in die bal indruk. En die onderste enetjie gaan ek ook net so skienhoek of in 'n harde pytjie en dan draai jy hom uit. En ek gaan hom ook in die balletjie indruk. En dan ek gaan 'n bietjie terug gaan Almond Supreme toe. En kyk of die visies maar daai pytjie ook raak spuit. En dan saam met hom gaan ek bietjie daai King Kong insit. Amandel en piesang. Kyk wat hy saam doen. Lekker insmeer. Oeh, dit ruik stout lekker. Kom ons kry hom in die water. Kyk of ons 'n visie vang. My tweede stok gaan ek ook nou 'n verandering maak. Daar gaan grou in die kas toe kry ek hierdie Caramel FX Arrows. Hy lig 'n bietjie hoër op as die normale floats. So ek gaan nou ietsie probeer met hulle. En ek gaan hom net so lekker skienhoek in deurdraai. Daai hoekie lekker oop is. Dieselfde met die enetjie doen. En ek gaan hulle albei ook lekker in daai bal indruk. En ek gaan 'n bietjie iets probeer, julle een van my ou gunstelinge, DKW, heuning, rivier, en gaan hom lekker opspuit, genoeg van hom. En dan lou het nou al 'n paar visse gevang met paint, so toe dog kom ek sit bietjie bulletproof op, maar in plek van min gaan ek hom hard gooi, kyk of dit vir 'n slag nie daai klein visies bietjie wegjaag nie. En lekker. Bitter baie fluoresien in die bulletproof.
En ongelooflik dik. Maar ek gaan vir hom genoeg sit in hierdie bol. Smeer met hom. Saam bo daai DKW hierdie hele bol toemaak met daai ding. En kyk of daai spirits nie bietjie die klein visies gaan wegjaag. En kans gee dat 'n groot kan byt nie. Hier gaat ietsie aan. Iemand skree op my en ek hou nie daarvan nie. Oeh, jou lekker ding. Weer raak jy aan op paint. En wat ek nou gedoen het, en daai klein visie gevang, en ek hier so rietbos hier voor my, en op sy linkerkant sal so stok wat so skuins uitsteek. En ek gooi heeltyd op daai 60-70 meter op daai stok, en ek het hom nou letterlik teruggebring na 50 meter toe. En voilà, daar kry ons so beter vis aan. Hy het sommer die katrol getrek, so kom ons gaan kyk. Oh, hallo Mias. Hallo, Pella. Het jy twee skepnette of Jy een? hengel so aan die ander kant. Sien mekaar glad nie. Ag, ek tog is 'n beter vis. Die ding trek my katrol asof daar nie 'n môre is nie. En nou is dit nog 'n pikanini karp. Dankie. Pik. En hy wil ook nie loskom nie. Jy beter vis daaraan. Ja, maar. Sy. Hoi, wag, ons eers die mense wys hoe lyk hy. Jong visie. Kom ons kry hom terug en dan skep ek gou vir Mias. Dat die ouetjie wil met daar om hy punt gaan. Hoppa. Af is hy. Ek sê vir jou met 'n klep gooi. Ons is in die Kaap, jy weet wat kom hier as jy nonsens praat. Nog 'n groter ene. Ja. Hier haal ons ou Kaapie uit, man. Dis 'n mooi vis, Mias. Sy, uiteindelik. Boom, chakalaka. Waka. Uiteindelik 'n bietjie groter vis, daai verandering wat ek gemaak het na daai Eros toe. Het vir ons hierdie pragtige vis gegee. Kom ons kry 'n fotootjie, laai daai stok, kyk of ons hom terugkry en nog een kan vang. Mias het nou daai mooi vis op 'n Ero gevang. So ek het ook nou enetjie opgesit. So gou vir julle wys, maar ek het hom nou 'n bietjie dieper in die bol ingedruk sodat hy nie moet uitkom wanneer hy val nie. Sodat hulle eers daar 'n bietjie moet stamp voordat hy uitkom. En dan het ek bietjie BG, bietjie Spitfire en so 'n klein bietjie aardtoekou sommer saam op die bol sit. Sommer 3 dippies. Net laat die visies daar moet kom en stamp. En as hulle dit nie doen nie, spyt ek nie daai aptekers aan huis. Kom ons, ek gaan hom maar teen hierdie te gooi. Kom ons kry hom in. Ek het weer 'n mooi visie hier aan. Maak bietjie draai op ons Facebookblad, Vaskap Amptelike Blad. En dan ook op YouTube @vaskaphengel op YouTube. Al die programme wat hier uitsaai daar ook uit. Of kom daar op 'n week nadat ons dit hier gedoen het. So as jy dit dalk op TV mis, kan jy dit op YouTube kyk. En op ons Facebookblad gaan julle ook ons borgers sien. Almal wat vir ons ondersteun hulle asseblief. Hulle maak hierdie kykgenot vir julle moontlik. Hier's 'n mooi vis. Lekker. Misverstand jou lekker ding. Kyk, die water is vrek diep hier voor. Ek het nou 'n plan hier uitgewerk. Eintlik 'n baie ou Vaalrivier trick wat ek gedoen het. Partymal vergeet die ou maar van die goed. Want jy raak so in 'n rat in met vang die volgende vis. Jy vergeet van die kleiner kindsies. Ek gaan julle nou wys wat het ek hier gedoen. Ek het die mieliepit weggebere binne in die bol en 'n sagte bol opgesit. So ek het gesien die vis byt. En as daai klein visies, hulle kom daar en hulle eet en hulle vreet basies die mieliebol op. En al wat jy wil hê daai groot vis moet bykom. In die oomblik as hy bykom, hy jaag in elk geval die kleintjies weg. As hy bykom, jy koop bietjie tyd. Dan wat dan gebeur? Dan tel hy daai put op. Hier is die resultaat. Maar moenie vir Mias sê nie. What a fish. Gou vir julle wys wat ek bedoel met ons bære die put weg. Sit die bol op, druk hom stikkend,
daai gaatjie bietjie dieper druk. Dan sit ek daai pit daarin, maak ek hom toe. Dan loop die ander stok. Dan maak ons hom heeltemal toe. So daai pit is weg. Nou kan die klein visies nie by die hoekkaas uitkom nie. Hulle kan maar die bol opeet, dis fyn. Maar ons koop 'n bietjie tyd, kom ons vang eers hierdie vis. Hier is daai arrow wat ek so 'n bietjie dieper gedruk het. Hier gaan ons. Die misverstand is uitgesort. Per joas, dan kry die klein visies dit nie. Hierdie groter visse eet nou. Maar ons het hulle nou uitgesorteer, ja. Sonder hulle triek agtergekom. Ja, daai as net daai bietjie bære, dan kom my klein visies nie so maklik by dit uit hè. As hulle begin groter raak, raak hy sterte so mooi oranje. Kom op ou. As hy. Boom chakalaka. Latata. Ons sien ons in die spesieprogram. Tatarara. Tatarara. As hy. Jy kan nou vir Nemo gaan soek. As hy. Dis kom ons sit in die water. Boy. Sorry julle. Maar dit gebeur met ons ook. Hier is my bol wat ingaan. En julle gaan glad nie hoekkaas sien nie, want hy's binne in die bol, soos wat ek verduidelik het. So kom ons gooi hom in, selfde met die Skiana paint op die bolletjie. Kom ons kry hom in. En dan kyk of dit weer werk. Weet jy van wanneer af is braaivleis belangriker as 'n groot vis nie? Julle, die amazingste ding het nou net, kyk en amazingste ding het nou net gebeur. Ek het hierdie stok gegooi. Ek is nog besig om die polisieman aan te sit. Toe loop hy in my hand. Ek wil loop om 'n slukkie koeldrank te gaan vat voor ek vir jou kom skep. Toe sien ek het 'n iets wat bel op hierdie stok. Ja, hier raak net sit rode koppies. As jy vis wil vang, gaan slaap. Hier sit, as jy vis wil vang, braai. O ja, braai. Vis vir my is naby. Ek gaan afgaan en hom gaan skep. Kom ons gaan saam af. Ja. O, so 'n genigtige monster van 'n karp. Karp, dik karp. Het die bol ingesluk. Ek het nie maar iets lekkers geëet. O, nee, sla daai ding my vingers. Man, dis 'n Afrika karp hier. Ek het jou gesê, het die bol geëet. Ooh, gaan op patata. Ons hy. Ja, daar's hy. As jy te lank op 'n koel hengel, kom die klein karpies. As jy nog 'n bietjie langer daar hengel, dan kom die babers. Maar dit maak nie saakie, big or small. We catch them all. En ons het double X op, so ons kan hulle land. Hierdie is bietjie donkerder. As hy lyk soos 'n vis en hy ruik soos 'n vis, Dan is hy 'n vis. is hy 'n vis. Dis ons laaste 2 visse vir hierdie program. Voordat ons baie sê, gaan ons bietjie daar by Ronnie se winkel Awesome Tackle and Baits 'n bietjie 'n draai maak. En ons gaan 'n bietjie van kamera af, bietjie vis vang in die soutwater. Kan nie wag nie. Kom ons kry hierdie 2 terug. Ons sien julle volgende week selfde tyd, selfde plek. Dankie dat julle saam gekuier het. Sonder borge, Mias kan ons nie hierdie doen ja. Ons kan nie lou. Double X All the way. all the way. Daar's 2 X'e en dis die double X'e. Double X. My geel lyn, man, ek sal tot in die semer dit visvang, oralste waar ons gaan. Die leaders, die hoeklyne, alles. En dan het hulle ook vir ons die line strippers, die skertjies, die nette waarmee ons al ons visse skep. Awesome Rapala skepnette. Dankie julle. En dan Awesome Tackle and Baits hier in Velddrif. Hulle het ons ook gehelp, finansiëel bygedra tot ons program. As julle Velddrif toe kom, hulle weet alles van die varswater, van die see, alles hier. So maak asseblief by hulle 'n draai. Ondersteun ook vir hulle en sê vir hulle, julle is vaskappers, julle kom maak 'n bietjie 'n draai. Aan Riviera Hotel daar waar ons gebly het. Dis awesome. Jy wil die plek koop.
Ek sal daai plek koop en permanent. Ek sal daar gaan bly hoor. Ja. Daai is 'n awesome plek. Fishing community begin. Ja, whoopsie. Dan die ander ene, jy het my nie geklap met die vis nie. dan die ander borge wat ons het, Signature Private Clients, vir enige finansiële bestuur, finansiële welvaartbestuur, kontak asseblief vir Ros. Maak met hom kontak, hy gaan vir julle help. Hulle het 'n klomp goeders wat hulle vir julle kan aanbied. Hulle help met finansiële bestuur, raad gee, al daai tipe van goeders. Hy gaan later in die reeks bietjie saam met ons kuier. Hy gaan ook op ons YouTube program gaan hy bietjie met ons gesels oor wat alles waarmee jy julle kan help. En dit is dus maar net eenvoudig die beste. Wasco Clothing wat ons klere gemaak het. As jy wil sportklere maak, skoolklere, maak Beslis nie met jou werk. hulle maak alles. Hulle Gister in daai hitte toe was dit nie so warm met die hemde aan nie. So dis Ja. net kwaliteit. Ja, hulle maak alles. Hulle kan tot hoede maak. So, daar's hy. Dis al ons borge daai. Dankie. Ons gaan hierdie 2 visse terugsit en dan is dit tyd om nog te vang. Ons is hier by Awesome Tackle en Bait, Ronnie. Wat 'n mooi winkel. Jessie. Ja, dankie. Ek moet sê in Velderif, ek het nie gedink ek gaan al hierdie goeders hier sien nie. Vertel gou vir my waarvoor kuiter julle alles hierso? Ons hoofmark is maar die ouens wat in die Getyrivier hengel. Ons het ook wel 'n klomp kliënte wat diepsee hengel. Ons is bevoorreg, jy weet, ons het ouens wat van die Kaap af hiernatoe ry en by ons kom voorraad kry. Ons diens hulle, weet as hulle 'n spesifieke gery soek, dan sal ons dit vir hulle aankoop teen baie goeie tariewe. So hulle kom van die Kaap of Durbanville, hulle ry hiernatoe, hele omgewing, maar ons meeste ouens hierso is maar Getyrivier hengel en oeverhengel. Okay, as jy nou sê die Getyrivier hengel, wat se tipe vis vang julle alles daar? Ek weet jy het vir my vertel van die elwe en die leervis. Somermaande is dit maar die elwe en die leervis wat baie gewild is, wat almal vang, en dan in die wintermaande is dit nou maar jou steenbras, jou galjoen wat in die rivier kom. Galjoen nie so baie nie, maar meer steenbras wat in die rivier gehengel word. En dan is dit maar jou stompneusies wat in die rivier is. En ja, dis basies wat in die rivier is, en dan sal jy in die wintermaande is ons gelukkig op die oewer tussen Velderif en Elandsbaai is daar nou 'n paar plekke waar die ouens nou gereeld gaan hengel wat hulle mooi galjoen vang, mooi steenbras vang, hier en daar 'n kabeljou. Okay. Die kabeljou kom nie eintlik baie meer voor hier nie. Ek dink hulle is te veel genet oor die jare. Ons kry wel die ot kabeljou wat die ouens in die rivier vang, maar dis die broeikabeljoue wat inkom. Ja, Dan vang hulle groot kabeljoue, Ja. 1 of 2. Hulle het nou byvoorbeeld nou Oktober maand verlede jaar, as ek reg kan onthou, het hulle een gevang van 52 kg. Maase, chops, dis 'n groot kabeljou. maar- Dis soos wat hom ja sê 'n boerkabeljou. Dis die boerkabeljou, maar ongelukkig hulle het hom verkeerd hanteer. Hulle wou die vis terugsit. Toe het hulle ongelukkig om in die kiewe gevat, geskeer en hy het gedooi. Ja, Weet, hoor dis jy, nie Ronnie, sleg. maar interessant, nee, ek het ander dag op Facebook toe, plaas van my hengelaars 'n ding daarop, toe sit die man met 'n karp, en die vrou sit met 'n leervis. Vertel bietjie vir my van dit. Dis 'n snaakse fenomeen wat hier by ons gebeur. Sout en vars water Sout en visse vars saam. water, selfe plek. Hulle vang gereeld karp op matpron in die wintermaande, selfs in die somermaande. Ons het Desember maande het ons 'n skiens toernooi wat ons aanbied, Awesome Tackle en Bait. Wat baie interessant is met die skiens tournament, dit is eintlik 7 kompetisies oor 'n naweek. Ja. Dan in daai kompetisie vang die ouens karp, leervis, elwe op dieselfde plek. Met matpron In of dieselfde as. in dieselfde area. Hulle teiken 'n spesifieke spesies met mossels, soos byvoorbeeld nou weet 'n leervis nie, jou steenbras. En tel die karp hom op. So ja, dit gebeur. Ons moet vir jou karpe chop bring. Ronnie, en dan, okay, as mense nou na jou toe wil kom, julle bedien hulle met raad, waar om te gaan, wat om te doen. Jy het ook
'n gids wat vir jou werk. Korrek, ja. Ry werk vir ons. Hy weet is nie voltyds in diens nie, maar weet oor die Desember maande wanneer dit nou piektyd is, dan werk hy elke dag in die winkel wanneer hy nie mense uitvat, jy weet, om te gaan hengel nie. En hy verstaan nie En Engels. hy verstaan hengel. En dan Morney, jy weet, dis my regterhand. Ja, sy lekker. Hy ken visvang, hy weet waar is die vis, hy kry die inligting by die ouens. Ouens is baie keer maar skaam om te deel, jy weet, hulle wil nie graag sê hoor ek het vandag daar gevang nie, want môre is almal daar. Yes, ja. Maar die ouens praat daarom en dan gee hulle vir hom en hy gee raad, so ja, ons help die ouens. Dit is vir ons baie belangrik. 'n Ou wat hier kom vakansie hou, moet 'n vis vang. Hy moenie weggaan sonder 'n vis nie. Ja, want dan kom hy terug. Hy kom terug. Hy kom waar terug. dit gaan En dis wat dit lekker maak. Ja. Ons gaan ons produkte ook hier insit een van die dae. Ons het gesels vandag en so binnekort gaan julle ons produkte hier kry. Maar baie dankie. Dankie vir julle ondersteuning in ons program. Dis great. Dis lekker om in julle winkel te wees. Ons gaan so deurstap bietjie afneem en hierna gaan ons 'n groter visie vang. Ja, Ons gaan bietjie see hengel saam met die manne. Baie dankie vir julle ook, ons waardeer. As julle weer in die toekoms weer hierdie kant toe kom skree. Absoluut. Ek kom terug. Wil graag deel wees van dit. Hengel is maar ons passie. Daar sy. Ja, sy. Hallo julle YouTubers. Hierdie is 'n ekstra visie. Ek het 'n klein karpkoppie gevat en op 'n baber strop gesit met 'n lekker sirkelhoek. En ons is hier by Misverstand Dam. Hier is verskriklik baie babers. Hulle eet ons pitte, hulle eet ons flouties. En nou eet hulle eie viskoppe ook. Hier kom die viskop. Ons kan hom weer gooi. Hallo daar. Hy bly daarom lekker om 'n baber te vang. Hy is die grootie. Hey, kom hier. Maar hy's daar. Gaan ook die hoeklyn breekie. Ek het genoem dat ek 'n sirkelhoekie aan het. So, jou sirkelhoek is so geontwerp dat al sluk die vis die viskop in, dan gaan hy hom nooit in sy keel hak nie. En ek hou baie van 'n sirkelhoek. Ek hengel net. Ons kan ongelukkig nie regtig karp met hulle vang nie. Maar jy vang altyd die vis hier in die skerf van die mond. Partymal is dit bietjie moeilik om hulle uit te kry, soos hierdie ene nou. Daai nou kamera sal mos nou die moeilike een wees. Maar jy vang hulle in die skerf van die mond, want al sluk hy hom in, soos wat ek sê, jy kap nie met 'n sirkelhoek nie. Wat jy doen met 'n sirkelhoek, sodra jy loop, begin jy net katrol. Ek hou altyd my stok kant toe, begin katrol, en soos die stok laai, al is hy in sy maag, hy kan hom nie hakie. Kom uit, in die oomblik as hy om my mond kom. Punks, daar sit hy, en dan vang jy hom elke keer, soos wat hy nou hier gevang is, en na. Ons haal net die hoek uit. As hy so uitpop, moet jy weet, hy sal nooit losgekom het nie. Daar is die sirkelhoek. En na, moet jy jouself haak. Daar is hy. Kyk hoe lyk hy. Ja, jou taier. Is my kind, besneeuwd ek in my sonskyn, langs die water, vandag gaan ek vis vang, vandag gaan ek vis vang, vandag gaan ek vis vang.